kuier om die woord, op hierdie, wat se dag is dit vandag? Soort van 'n, Augustus. hulle sê hazy sunshine. Wat sê dit in Afrikaans? Bewolkerige of wasige sonskyn. Ek dink dis wat hazy beteken. So, dit is 'n effense koeligheidjie. Maar is dit nie die Augustuswinde wat wil losstrek nie? Lyk vir my so. Nee, ons is besig met Hebreërs hoofstuk 3. En ek sien Christus groter as Moses, waarskuwing teen ongeloof en ongehoorsaamheid. Nou, dis waaroor die hele boek Hebreërs gaan, is dat die nuwe verbond in Christus Jesus is beter as die ou verbond in Moses. En Moses is 'n tipe en 'n skaduwee en 'n voorbeeld van Christus. Soos Moses die volk moes uitlei uit die land van Egipte in die beloofde land, en so kom Jesus dan geestelik en lei die volk uit in die geestelike beloofde land in, wat nou reeds in plek is. Amen. Pastor Mimpi. Hy sê, vers 1, daarom dan heilige broeders. Nou ek wil hê, staan net gou 'n bietjie stil by dit. As ons nou die vorige hoofstuk kyk, het ons gepraat van wegdryf. Nee. Is ons nou op die regte plek? So hy sê heilige broeders. Dis nie mense wat regtig waar rebels was nie, maar onthou nou, dit was net na die kruisiging van Jesus, en die mense was soort van, hulle wou graag teruggaan na dit wat bekend was. Nou jy's ook maar so, as jy by 'n winkel koop, dan wil jy graag koop by 'n winkel wat jy ken, nee. En daai mense was so gewoond aan die tempel, en dit was die middelpunt van hulle bestaan, jy weet, en as hulle probleme gehad het, dan het hulle na die tempel toe gegaan, en dan het hulle die priesters daar gekry, en die hoëpriesters daar gekry, en daar het hulle nodig geklaaf teenoor die priesters, en daar is dan nou sonde, boetedoening gedoen vir die sonde, En die offer van diere. En die offer van diere, en dan het hulle nou daar uitgestap, en dan het hulle nou beter gevoel. En Moses natuurlik verteenwoordig die wet. Ja. Nou, die wet het die sonde aangespreek, die wet het bepaal, kyk, soos Paulus op 'n plek gesê het, as daar geen wet is nie, is daar geen oortreding nie. Die oortreding is dan nou die sonde. En ons weet natuurlik so oortreding van die liefdesgebod, want Jesus het sê, die gebooie hang aan die liefde. Die liefde is die groot hoofding. Nou, Moses verteenwoordig dan die offer van diere, die wet en natuurlik die administrasie van die wet, as mense dit nou oortree, waar die priesters nou 'n groot rol speel. Wat doen Jesus? Hy word die ware paaslam self, en hy word ons hoëpriester. En hy het gesê, hy vat ons na die plek waar hy is. So hy was op pad na sy vader se huis, Johannes 14. So waar is die plek? Het hy ons gevat? Ja. Hy sê, en ek kom weer, en sal julle na my toe neem, dat julle kan wees waar ek is. Het dit klaar plaasgevind? Ja. Amen. Baie mense dink dis die hemelse huisie daar, wat jy het daar in die hemel. Jesus praat nie daarvan nie, hy praat van die Vader se huis. Wie is vandag die Vader se huis? Wie is die tempels? Ja, ons So gaan hy het dit voorberei, hy het dit klaar gedoen. Vang julle dit? So die nuwe, sê almal, die nuwe is beter as die oue. Dis waar die hele boek Hebreërs gaan. Die nuwe in Christus Jesus. Nou is vir my so ironies dat daar nog steeds mense vandag is wat aan die oue wil vasthou. Ok, hulle offer nie meer diere nie, maar in 'n ander manier hou hulle vas aan die ou dinge, aan die ou verbond, en hulle wil nie glo dat die nuwe verbond reeds in plek is nie. Wie van julle stem saam? Ons is almal nou deel van die nuwe verbond. Wie is almal in Christus? Wie het Jesus die woord aangeneem? Dan gee hy jou die mag om 'n kind te wees van die nuwe verbond. Goed. Hy sê, deelgenote van die hemelse roeping. Ons gaan net nou 'n bietjie terugkom na die hemelse roeping toe. Kan ons net hier iets ook bygooi? Heilige broeders, hy noem hulle sommer heilige broeders, maar ek kan sien die kwalifikasie, want hulle is deelgenote van wat?
Die hemelse roeping. Wat is hierdie hemelse roeping? Dis hierdie nuwe hemel en nuwe aarde roeping. Jesus het dit begin verkondig. Hy sê verander julle sienswyse, dink anders, bekeer julle. Dis wat dit beteken, die Griekse woord metamoia, want die nuwe bedeling is nou hier. Ou bedeling gaan nou verby. Hy sê hier is nou die nuwe bedeling. In wie? In Christus Jesus. Ou bedeling Moses, nuwe bedeling, nuwe hemel, nuwe aarde, Christus. So ek kan verstaan hoekom hulle heilige broeders is, want as jy in die nuwe is en jy vul jou denkwyse en sienswyse met die nuwe, gaan jy ook heiligheid ervaar. Daarom sê hy heilige broeders. En in Kolossense 1:28 sê hy, die toppunt van alle wysheid, sê Paulus, dat jy almal sal volmaak voorstel in Christus Jesus. So hierdie skrywer moes dit geluister het en gehoor het ook, en hy sê, wow, as julle deel is van die nuwe hemelse roeping en julle koppe is gevul met hemelse woord, 'n Nuwe Testament woord in Christus Jesus, dan noem ek julle heilige broeders. Dis hoekom ek sê, hulle was nie bose mense nie. Hulle is mense wat terugverlang het na iets wat was. Soos jy ook maar, as jy op 'n plek gebly het en nou ry jy weer daar verby en dan sê jy, wow, dit was lekker om daar te bly, nostalgie, heimwee, en so hierdie mense het verlang om terug te gaan na dit wat was. Jy weet, want dit het vir hulle troos gebring en dit was vir hulle soort van die baken in hulle lewe gewees. En soos ek sê, in die vorige hoofstuk sien ons drift away. So dis nie 'n oomblik wat jy besluit, maar van nou af gaan ek meer die Here dien nie. Dis 'n kwessie van stadig aan wat jy jou fokus verloor en jou fokus verloor en jou fokus verloor. Nou raak die toue al hoe losser. En jy verlang weer na die vleispotte van Egipte. En losser, en dan voor jy jou kom kry, dan het jy weggedryf. Ja. So, deelgenote van die hemelse roeping, let op. Nou hierdie let op is katanouio. It means to fix your mind intensely I like that. and continuously. Aha. Intensely and continuously Kan julle sien on die Jesus. Romeine 12, verander Yes. julle sienswyse. Hy Yes. sê daar, word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, en Amen. daai wêreld is eintlik gekoppel aan die ou verbond wêreld. Hy word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander in die vernuwing, sê almal nuut, van julle gemoed. En daai gemoed is siege of beteken eintlik jou sieldimensie, jou denkswyse, sodat julle kan beproef wat die volmaakte wil van die hemelse Vader is. Dis Romeine 12 vers 1 en 2. Goed. So fix your mind intensely and continuously on Jesus. Oh, ek like daai intensely. Ja, dis kataneo. Dit beteken jy moet bietjie moeite doen. Jy moet bietjie werk daarmee. Moenie lui wees nie. Konsentreer man. Nee. Nou dis hierdie woordjie let op. As jy wil skryf en jy wil notas maak, die woordjie let op beteken fix intensely and continuously on Fokus, Jesus. met ander woorde, fokus Ja. Wimpie. Fokus julle. Jy kry dieselfde in Hebreërs 12. Ja. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, En is seker daai selfde woord dan. Luisman en volëinder van ons geloof. So So daar sien jy hom nou konsentreer. weer. Ja. Jy moet moeite doen met jou sienswyse. Ja. Let op die apostel Hoofletter en en hoofpriester van hoofletter. ons belydenis. Christus. Van ons belydenis. Nou, in Openbaring staan daar en hulle het die duiwel oorwin met die bloed van Hulle die die lam. draak oorwin, ja. Met draak oorwin, met die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. En Romeine 10 sê, Presies. dis met die mond, wat uit jou Amen. mond uitkom, wat jy die oorwinning uitspreek dan. Want hy sê, met die hart glo is tot geregtigheid, maar met die mond praat jy die oorwinning en die verlossing. En daai woordjie verlossing is sozo, wat jy onlangs behandel het, die Griekse woord sozo, klink amper sozo, né? Sozo, wat beteken genesing, heelmaking,
verlossing. Nou, baie mense wil net by die redding, want jy moet nou gered word om hemel toe te gaan. Mense, weet jy wat? Jy kan nou redding ervaar in jou toestand waarin jy is. Sê amen. Die eerste plek waar redding moet gebeur is tussen jou ore. Dis waar die konsentrasie en die fokus moet kom op Christus, die woord. So, hoe weet ons waar is Christus? Die Heilige Gees in ons nou, vat hierdie woord, hy is die woord wat vlees geword en onder ons kom woon. En soos wat hierdie woord nou vir ons oopgaan, maak die Heilige Gees Christus vir jou 'n lewende werklikheid. En dit word 'n lewende woord Christus, waarop jy fokus. En dit bring vir jou gesondheid. Amen. Tussen die ore. Ons hoëpriester van ons belydenis is Christus Jesus. Nee, wat getrou was aan hom, hoofletter, die Vader, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Nou hierdie hoofstuk vat Moses en die skrywer van die boek wil vir ons Moses in sy regte plek insit. Want ek weet nie of julle weet, soos die Israeliete, as hulle praat, dan praat hulle van the God of Abraham, Isaac en Jacob. hulle noem daai so saam. Kyk, hulle wil nou daardeur seker maak, hulle praat nou van die regte God. Praat nou van die regte So dis nie sonder enige God nie, dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Ja. Maar Moses was 'n baie belangrike persoon in die Israeliete se geskiedenis en se denkswyse. Nou, ek weet nie wie van julle dit al ooit gelees in Judas van Moses nie. Judas, die boek, dis nou nie Judas die Iskariot wat Jesus verloon het. Waar dis 'n ander Judas. En kan ek dit gou lees? Ja. Want dit is so interessant. Nou Moses, toe hy gesterf het God hom begrawe. Het julle dit in Genesis gelees? Mense het hom nie begrawe nie. God het hom begrawe. Ek gaan net nou vir julle die skrifgedeelte daar gee. Maar in Judas staan hierso dat toe Moses gesterf het, ek soek nou net gou die skrifgedeelte, wou Satan sy liggaam vat, maar God het hom, Judas 1, hy is 1 vers 9. Hy het net een hoofstuk, ja. Ja, maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar hy het net gesê, die Here bestraf jou. So, dis Deuteronomium 34:6, waar ons lees van Moses se sterfdag. Nou, hoekom het God Moses self begrawe? Sodat die Israeliete nie van hom iets meer kon maak as wat hy regtig is nie. Ja, want hulle sal nou verafgoed het. Hulle sou hom verafgoed. Dalk 'n mummie gemaak het en dan die mummie nou 'n ereplek in 'n soort van 'n tempel gegee. En nou, ja, dis heeltemal 'n ander preek. Hoekom wou die duiwel die liggaam van Moses hê? Ek het die antwoord vir julle, maar dis heeltemal 'n ander les. Maar dis baie, baie interessant. So ons sien dat die Israeliete het Moses baie, baie hoog geag. Nee, en dis waarom God hom begrawe het, en tot vandag toe weet niemand waar is Moses se graf nie. En dit was vir 'n spesifieke rede, want God wou nie gehad het mense moet meer maak van hom as wat hy was nie. Okay, kom ons gaan aan. Vers 2. Wat getrou was aan hom wat hom aangestel het. Vers 3. Want hy is meer heerlikheid, hoofletter, dis nou Jesus, waardig geag as Moses. Na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Nou dit is logies. As jy nou hierdie klaskamer gebou het, dan is hierdie klaskamer nie meer werd as jy wat die gebou het nie. En so by the way, Pastoor Jan het hierdie klaskamer gebou. So, Pastoor Jan het meer eer waardig as die gebou self. Baie dankie man. So, hy maak die onderskeid sodat mense kan verstaan dat Moses was
God se maaksel. En sodat die mense kan verstaan dat Moses is nie belangriker as wat Christus was nie. Want onthou nou, Moses het 'n massiewe rol gespeel in die Israeliete In die ou se bedeling, in lewens, die ou ou verbond, bedeling. hy was die hoof. Veral met die tabernakel, nee? Met die tabernakel. Nou, almal van julle wat ken van die tabernakel van Moses wat in die Ou Testament was, okay, hierdie is nou sommer vir hulle wat op die lig ook is. Hier is vir julle 'n lekker riddel, as ek dit so kan noem. 'n riddel, 'n 'n raaisel. riddel, 'n raaisel. En ek gaan nie die antwoord gee voor die einde van die boek van Hebreërs nie. Maar dis ook vir die mense op die lig, hier's vir julle 'n raaisel. Almal van julle wat weet van die tabernakel van Moses, wat is een meublement wat jy nooit in die tabernakel van Moses sou kry nie? Nêrens, jy sou dit nêrens kry nie. En ek gaan nie vir julle die antwoord gee voor Hebreërs nie verby is nie. Maar almal van julle wat op die lig luister, kontak my gerus, WhatsApp my, sê vir my wat julle dink, wat is daai meublement wat jy nooit nou daar's baie, maar ek praat van meublement. Wat Een is spesifieke meubel. een spesifieke Kom ons noem net van dit, daar's die meublement. ark van die verbond, daar's die Yes. goue reukofferkoper, goue reukoffer, goue altaar. Dan is daar die tafel kandelaar. met die toonbrode, Ja. die goue kandelaar. Dan is daar die buitekant, natuurlik is dit die koper Koper waskom en dan die koper altaar. en die koper altaar. Ja. En Wat dan- het ons nou uitgemis? En binne in die allerheiligste het jy die verbondsark met die engele Ja, wat dis wat ek beskud. genoem het, ja. En binne in hierdie verbondsark was die staf van Aaron en die wet, manna en die 10 gebooie. die Wat 3 tafels goed was wat daar. op klip is, ja. Ja, okay. So, kom ons gaan aan. Hy is meer heerlikheid waardig as Moses, want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Kan ons net noem, daai tabernakel van Moses was skaduwees en voorbeelde Yes. van Christus Jesus, die ware tempel, en ons, wat nou ook die tempels is. Christus woon binne in ons. Goed. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou Sien, word. hy's 'n skaduwee en 'n tipe. Yes. Moses is 'n tipe van Christus. En dit is wat ons vandag sien, baie duidelik. Maar die ou Jode, nog steeds tot vandag toe, wil niks weet van Christus nie. Hulle wil net die hele tyd praat van Moses. Nou, as hy praat van 'n diensknegt, dan praat hy van oikon. En die van julle wat 'n arrival kit gedoen het, sal weet van oikon en julle sal onthou van oikonomos ensovoorts. Oikon is 'n geëerde diensknegt. En 'n oikonomos, ons kry ons Yes. woord ekonomie daarvan, beteken 'n God se diensknegt wat slim werk met God se geld. Of God se eiendom. So, Moses, the house, oikon. Nou kom ons gaan aan. Moses was wel getrou as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun, dis heeltemal 'n ander woord, dis hoinos, en dit beteken seun van God. Moses is Baie meer in die groot slaaf, Ja. en dan Christus bring Baie mooi hoe seën. jy dit sê. Ja. Baie mooi hoe jy dit sê. Want die wet het eintlik slawerny veroorsaak, want hulle was onder slawerny. Paulus noem dit ook in sy briewe. Maar in Christus is ons vry. En in Christus word ons dan kinders genoem, seuns en dogters. Yes. Goed, kom ons gaan aan. Maar Christus as seun oor sy huis. So ons sien 'n baie groot verskil. Ek wil net gou hier noem voordat ek dit vergeet. As 'n baie groot verskil tussen die priesters van die Ou Testament en die boek Hebreërs praat van Jesus ons hoëpriester. Massiewe verskil. En boek Kan Openbaring. julle dit vergelyk? Ja. Want die priesters wat in die Ou Testament moes, hulle was gekies gewees
en dan sterf hulle. Hulle was net uit die Levitiese En net uit die stam uit. Levitiese stam uit. Ja. Ja, en dan leef hulle en hulle doen diens in die tabernakel van Ja. Moses en dan sterf hulle en dan word daar weer een aangestel. En dis hoekom die boek Hebreërs so fantasties is, want hy sê eenmaal ingegaan, eenmaal versoening gedoen vir ons sondes. En ja, onthou nou in Johannes 14 wat Jesus dan sy disippels troos op die vooraand van sy kruisiging. Want hulle weet nie wat se vreeslike ding gaan nou gebeur nie, want ons weet toe dit gebeur het, het hulle almal weggevlug. Want Jesus het ons voorspel. Hy sê julle sal almal wegvlug van my af. En toe sê Jesus, troos hy hulle, toe sê hy, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis in let wel huis van my Vader is daar baie wonings. En ek gaan om vir julle plek te berei. Hy's nou op pad kruis toe. Hy gaan om vir julle plek te berei. En as hy gegaan het, sê Jesus, vir julle plek berei, kom ek weer. En sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. So waantoe was Jesus op pad met ons? In die 3 dae kruisoperasie, na die Vader se huis. Nou, hulle het baie vinnig verstaan, Vader se huis beteken tempel. Die plek waar hemel en aarde ontmoet, waar God in die hemel aarde ontmoet. So, Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek daar klaar gewerk het en dit gedoen het, sal ek julle na my toe neem, dat julle ook kan weet waar ek is. So waar is hy? In die Vader se huis, in die tempel. Hy is op pad na die mees heiligste plek, na die ark van die verbond, en Christus natuurlik self dan, is die ark van die verbond geestelik. Ons sien in Kolossense 1:27, die groot geheim wat nou geopenbaar is, van alle geheime, van alle tye, en dit is nou Christus in jou, in ons as tempels. So wat is die ark van die verbond? Dis verwys simbolies, geestelik, na Christus. So, nou kom Jesus, hy sê, ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. So, hy vat ons saam, Johannes 12 sê hy, as ek in die kruis gaan hang, sal ek julle almal by my intrek. So, hy het ons almal saam gevat, sodat ons kan weet waar hy is. En dan kom die groot, pragtige skrif in Openbaring 1, hy het ons gemaak, konings en priesters. O ja. So hy hoofpriester vat ons in saam met hom, en ons almal word nou priesters. Dit kom nie meer die Lewiete uit nie, maar almal, selfs mense wat nie eens Jode is nie. Die heidense mense of die ander nasie mense wat Christus aangeneem het, deel geword het van die nuwe verbond in Christus Jesus, maak hy nou priesters. Wat 'n groot verandering. Nou wat doen 'n priester? Wat doen ek en jy vandag as priesters? Ons laat die lig skyn. In die ou bedeling het die priesters die lig moes skyn in die tempel, want die tempel word genoem hemel en aarde. Hulle moes die hemel se lig bring vir die aardse bewoners. Vang julle dit? Nou waar is ons nou? Ons is nou die tempels. Wie is in ons? Christus. So wie is nou die ligdraers? Jesus sê, ek stel julle aan en julle sal lig dra. Julle is die lig van die wêreld, sê hy, en die sout van die aarde. Amen. So wie is die priesters? Baie vir my al die priesters. Kan jy dit vat? Amen. So kom nou, dra die lig. Wat is hierdie lig? Hierdie lig is sy liefde. Wat jy is die boom wat geplant by waterstrome wat die vrugte dra op die tyd wat dit nodig is, en dit is die liefdesvrugte van Galasiërs 11:22. Amen. Is dit 11:22 of 23? Jy kan self gaan kyk. Ek is nou nie seker. Galasiërs, né? Wat is dit? 11:22. Vrugte van die Gees, ja. Okay. Galasiërs. So, daar sy mense. Wat soek jy? Vrugte van die Gees, Galasiërs 5:22. Ag, wat het ek gesê? 11. Ek dink nie daar is Galasiërs 11. Wie van julle het nou vragies gaan soek daar? Okay. Ek is bly julle is daarom. Ekskuus, ek was hier op die volgende ding. Galasiërs 5:22. Dis reg. En ons is sy huis. As ons net die vrymoedigheid. Is my mooi. Jy moet vrymoedigheid kry. Jy is sy huis en ons is sy huis. Ja. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Gaan terug na fix. Actively and intensely fix your gaze upon Jesus. Amen. Nou baie mense se aandag en se oplettendheid is op geboue. Asof die gebou nou die heilige plek tot vandag toe nog. Jesus het ons lankal uit die geboue uitgehaal. Ons is nou die gebou. Yes. En baie mense sê, ons is 'n pad kerk toe. Nee man, jy is die kerk.
Hoe kan die kerk nou op pad wees kerk toe? Ja, ons is op pad na 'n saal toe waar ons almal gaan saam wees as die kerke van die Here, as die eklesia, die uitgeroepenes. Sê amen. Wow. Kyk die groot verskil. Ou bedeling, daar's 'n gebou waar God is en almal staan om die gebou. Hulle kon nie eens ingaan tot in die mees heilige plek en mees heilige plek nie. Wat vandag? Kyk hoe dramaties moet die sienswyse nou van hierdie Hebreër mense wat hierdie brief nou aanspreek verander. Sê kom weg nou met julle van die gebou af. Wie vandag is daar nog steeds mense wat vreeslike kerkgeboue kan bewonder en ek onthou toe ons as kinders, ek het dit al vertel, in die spesifieke kerk waarin ons was, daar was 'n bordjie voor die kerk, die bordjie was kerkstilte. En ons is op pad soontoe, dan beklei ons in die kar, knyp mekaar, ons lag en gesels. En die oomblik as jy nou so om die hoek kom en almal kan die kerkgebou sien, die heiligheid sien, dan verstyf ons almal. Dan kry ons daai styfheid in ons. En almal stil. En as jy nie stil is, dan gaan jou pa jou klap gee, want ons is nou amper by die kerk. Nou moet jy jou gedra. En dan soos ons uit die kar uitklim, raak ons al hoe stywer. En soos ons na die kerk toe loop, al hoe stywer en hoe vromer. En ons sit daai vroom gesiggie op. En dan gaan sit jy in daai kerk en dit is so stil. Dit is so stil dat jy die banke kan hoor kraak. Dit is so stil as jou maag 'n bietjie raas. Dan moet jy jou hande so styf op jou maag druk om net daai geraas stil te maak, want almal hoor dit, so stil is dit. Mense, kom ons kom weg van die geboue af. Die groot verandering, selfs vir hierdie Hebreër mense, net Pastoor Mimpie, dis nie meer 'n gebou waar die Here in is nie. Julle is nou die gebou. En Christus is nou in ons, hy het klaar vir ons die plek berei, en ons het hy nou gemaak konings en priesters. Koning om te regeer met sy liefde, priesters om sy liefdeslig te laat skyn. Dit is nie heeltemal lelik dat 'n mens jou kinders leer hoe hulle self moet gedra in die huis van die Here nie. Want party mense vat dit nou weer heeltemal na die ander kant toe en in vandag se heel nuutste kerke is dit partykeer vir my te voel vir so disco. onrespekvol en jy sal iemand kry wat sommer 'n pakkie chips oopmaak in die kerk en sy chips eet en sy koeldrank drink en dit sommer net daar los. Nee man, dis nie hoe jy jouself gedra nie. As ons dan by 'n samekoms is waar ons hierdie tipe woord hoor van Christus woord en ons waarop ons kan fokus, dan moet ons almal gefokus wees. Dan is daar nie tyd om chips te eet en toffies te kou en dan fokus jy fokus op die woord. Jy kry daai woord in. Nee, ek stem heeltemal saam. Vir my is die verkondiging van die woord is heilig. Die aanbidding is heilig en ek verwag dat mense moet respek hê. En wanneer die mense loof en prys en aanbid, moet ons dit doen. Die mense moet dit doen. Ons sit nie en kyk na iemand wat 'n show gee daarvoor. Amen. En wat vreeslike musiekinstrumente en goed nie. Niks fout met dit nie, maar ons fokus moet wees, ons almal as huise van die Here, moet die Here loof en prys uit jou diepste binneste uit. Amen. Vers 7, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, vandag as julle sy stem hoor, today, Semeron, today praat nie net van tyd nie, today is ook vandag, môre, as jy wakker word, is dit weer vandag. Oor 6 jaar, as jy wakker word, is dit weer vandag. Want, fix your gaze upon Jesus. Hy is altyd daar. Amen. So as jy vandag kyk na Jesus, en jy hou hom voor jou oë, môre moet jy dit weer doen. Jy moet hom aan mekaar voor jou oë hou. Amen. Hy sê, so as jy sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. Hy verwys hierso terug na Psalm 95, vers 7 tot 11, wat hy sê, kom laat ons aanbid en neerbuk. Neerbuk, barak. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Almal van julle wat die Hebreëse woorde gedoen het, barak, laat ons kniel voor God wat ons gemaak het. Ja, daai is die Hebreëse woord barak. Wie onthou ek hom altyd? Soos jou ou brakkie altyd voor jou sal kniel. Hy's altyd so eerbiedig, jou ou brakkie. So onthou ek nou daai Hebreëse woord, dat jy ook dan eerbiedig sal kniel. OK. Vers 7, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister.
verhard nie julle hart, soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, en my beproef het, hoofletter, alhoewel hulle my werk gesien het. En vers 10, 40 jaar, sê die Here, het ek, hoofletter, 'n afkeer gehad van hierdie geslag, en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart. Praat jy nou van die 40 jaar wat hulle in die woestyn moes Ja. rondswerf? Ja, Nou, is vreeslik interessant dat Jesus dan nou die geestelike Moses vir ons, toe hy opgeneem is in 30 na Christus, plus minus, 30 tot 33, toe het hy ook voorspel dat hierdie geslag is 40 jaar, sal nie verbygaan voordat die tempel verwoes word nie. En toe vat dit ook 40 jaar, want hulle is nou gevul met die Heilige Gees en die evangelie begin geweldig versprei in daai landstreek. En wat die Bybel natuurlik hier praat van die hele wêreld moet dit hoor. Nou daai hele wêreld praat van daai landstreek waarin hulle dan nou waar die Romeine eintlik oor in beheer was. En so wanneer die hele landstreek het gehoor het, dan sal die einde kom. En ons weet dit het toe gebeur. Die einde van die tempel het aangebreek. Ook 40 jaar. Moses 40 jaar om hulle in die beloofde land te kry. Jesus 40 jaar om die mense in die geestelike beloofde land te kry. Is dit nie interessant, die 40 nie? Ja. amen. So, die woord wat hy gebruik hierso is die Heilige Gees. Nou, die Heilige Gees sal altyd in jou hart met jou deel. Nou, almal van julle ken die stem van die Heilige Gees. As jy byvoorbeeld iets moet doen, jy moet bid vir iemand, dan sal die Heilige Gees dit in jou wakker maak. Die Heilige Gees sal vir jou sê, bid nou. En hy sal altyd ooreenstem met die woord. Hy sal altyd ooreenstem met die woord. En Die dan, Jesus is. as die Heilige Gees vir jou sê, bid nou, dan gee hy ook vir jou die unksie en hy gee jou ook die oomf en die woema om dit te doen. Nou, as jy die stem van die Heilige Gees hoor, wees dadelik gehoorsaam, want wat was hierdie ouens se fout? Hulle het gehoor en hulle het uitgestel. Hulle het nie gekonsentreer nie, hulle het nie gefokus nie, hulle het nie opgelet nie. Wat is daai Griekse woord? Die Griekse woord, Van oplet? ja, kataneo. Kataneo. Intensify. Fix your mind intensely and continuously. Oog Nou, gefestig op Jesus. Ja. nou, die boek Hebreërs is die groot boek van geloof. Soos almal van julle weet, in die Hebreërs kry ons die groot definisie Vers 11. van geloof. Nou, geloof Ja, daai is baie mooi. is baie mooi, maar geloof, jy weet wat, die duiwel glo ook, nê. En hy sit daar. En hy sit daar, maar hy is nie gehoorsaam nie. Hy Geloof, fokus nie op die woord wie Jesus is nie. geloof is pragtig, maar as geloof nie jou bring tot by gehoorsaamheid nie, beteken dit niks. Ja, Romeine 10 vers 17 Dan sê, gaan jy 40 jaar lank Romeine 10 al agter jou eie dinge aanloop, agter die eie dinge. agter jou eie Dis idees. 'n hond wat agter sy ster Ja, soos 'n hond wat agter sy ster. Ja. Ja, dit is nogal Nou ja, snaaks. Hebreërs 11 vers 1, geloof dan Is. En daai woordjie is dan vir my uit, ek wil hom almal Ja. met hoofletters skryf. Geloof dan is 'n vaste vertroue Yes. op die dinge wat ons hoop. Met ander woorde, die Bewys. hoop is iets wat jy nog nie het nie, dis in die sal, maar geloof vat die sal en maak dit 'n is. Maak dit 'n nou. Geloof vat die hoop sal en bring dit as 'n besitting. En jy verklaar met jou mond en sê ek het dit in Christus Jesus. Sien, dis waar die krag van Christus is. Moses is nou verby, Christus is nou in plek. Dis die nuwe beter verbond. En nou fokus ons daarop. Ons fokus op die woord. Ons fokus op die teenswoordige woord. Sê almal teenswoordig woord wie Christus is. Vandag as jy my stem hoor. Ek wil dit verder trek. Hierdie oomblik as jy my stem hoor. Hoor sy stem elke oomblik. Want God is 'n werklikheid, nie eendag nie, nou. Amen. En ons sien hom nou van aangesig tot aangesig. Ek het so gehou van wat Sondag uitgekom het. Dit is sy teenswoordigheid. So, wanneer gaan ons sy teenswoordigheid ervaar? Klaar in plek. Wie dit werklikheid gemaak? Christus self.
met die uitstorting van die Heilige Gees en met sy woord. So mense, wanneer ons die woord lees, moet jy die salwe uithaal en die is insit. En altyd die hele tyd vir jou sê, dit is klaar in plek. Die nuwe bedeling is in plek. Ons is die nuwe hemel, die nuwe aarde. Ons is die nuwe Jerusalem. Die berg, die stad op 'n berg wat nou sy lig gee vir 'n verlore gaande wêreld. Ons is sy konings en sy priesters. Ons regeer met sy liefde en ons straal die lig uit van sy liefde vir ons medemens. En ons bring hulle almal na Christus. Weg van Moses, weg van die ou verbond, maar na Christus. Sê amen. So vers 10, daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie. Dit help nie, jy ken God se weë en jy wandel nie daarin nie. Want Jakobus sê, wat baat dit my broeders, Jakobus 2 vers 14, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Net so is die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Vers 18, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Vers 19, jy glo dat God een is. Jy doen goed, maar die duiwels glo dit ook en hulle sit dit. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. Nou kry ons baie mense, daar's seker 99% van alle kerkmense is goeie mense. Hulle is goeie mense. Hulle glo in God. Maar daar's nie die ooreenstemmende werke nie. Geloof sonder werke is dood. Daai geloof bring jou nêrens nie. Want die geloof moet uitgesit word in praktiese Kom ons maak dit prakties. lewe. Kom ons maak dit prakties. Geloof in Christus Jesus beteken geloof in liefde, want God is liefde. Yes. Hy het jou geskape na sy beeld, sy gelykenis. Christus het jou weer herstel volkome daarin. So wie is jy? Wat sê die woord, wie is jy en wie is ek? Ons veral nou dat ons Christus aangeneem het en ons let op hom. Ons let op sy woord. So wie is ons en wat word ons? Wat gebeur tussen ons ore as ons aanhoudend Jesus op hom let? Op die, hoe sê hy nou? Fokus op Christus, die beginner en volleinder van jou geloof. En dis deur sy woord. Dan kom jy tot jou volle reg. Psalm 1. Dis ook 'n gebedspsalm daai. Hy sê, welgeluksalig is die man wat doen? Wat die woord, die wet, oordink, dag en nag. Hy sal wees op sy, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat vrugte dra op 'n tyd. So wat sê die Bybel van jou? Jy is nou daai boom. Jy's 'n Christusboom, 'n liefdesboom. So wat pluk ek van jou? Ek pluk van jou Galasiërs 5, net het ek gesê 11, ek weet nie hoe ek daar gekom het. Galasiërs 5:22. Ek pluk van jou liefde. Kom nou? Amen. So as jy dan glo en jy het gefokus en Christus is sentraal tussen jou ore, wat gaan jy uitstraal? Liefde. Nou liefde, wil ek amper sê in Galasiërs 5:22 dubbelpunt, liefde is blydskap. Dis die eerste ding wat hy sê. Blydskap. So kom nou. Kan ek jou nie 'n bietjie bly sien nie? Is dit liefde as jy so nors lyk en so ongelukkig en jy moan oor alles? Jy sondig. Jy harmatia, dit beteken jy oortree die liefdesverbond. So wat kom uit blydskap uit? Vrede. Ervaar ek vrede van jou af? Pluk ek daai vrugte? Jy sien, dit is 'n praktiese uitlewing van geloof. Hoekom? Ek glo, ek is wat die Here sê ek is. Ek glo ek is liefde, want hy is liefde. En nou sê ek vir myself, vroeg vanoggend al in gebed, Psalm 1, ek oordink die woord dag en nag. Ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen en ek besit wat die woord sê ek besit. Is dit waar of nie? Met die mond bely ek tot die werklikheid daarvan. Is julle met my? Nou begin ek dit vir myself vroeg vanoggend al sê. Nou waar ook al ek beweeg en ek kom iemand teen en ek sien die persoon is erg
ontsteld en down, dan gaan ek hom aanskakel met my blydskap. Ek gaan nie my blydskap op hom neersien nie. Ek gaan hom oplig met my blydskap in die Here, want dit is nie my blydskap nie, dis die Here se blydskap wat in en deur my werk. Ek is die priester, ek straal daai lig uit. En as daar nie vrede is nie, wie is die vredemaker? Ek het die krag in my om te weet. En nou kom jy by ongeduldige mense, wie is jy? Jy is die een wat die geduld terugbring, die vriendelikheid terugbring, die goedheid, die sagmoedigheid, die getrouheid, die selfbeheersing. Dit leef jy uit prakties. Mense, dis vir my prakties. Geloof is wonderlik, maar as daar nie liefde is nie, sou jy niks wees nie. Wat sê Korintiërs 1:13? Ooreenstemmende werke. Daar sê. Ooreenstemmende Pragtig. werke. Dis waarvan jy praat. Iemand kan byvoorbeeld siek wees en daai persoon sê, maar ek glo ek is gesond. Ek glo ek is gesond. Ons het gesien toe ons saam met Dr. James van Sail gebid het vir siekes, en dan bid ons vir siekes, en dan sê hy byvoorbeeld vir die persoon, hy sê, glo jy dat jy nou gesond is? Dan sê die persoon, ja, ek glo dat ek gesond is. Dan sê Dr. James, doen iets wat jy nooit voorheen kon doen nie. Hoekom het hy dit gesê? Want die persoon kan help om in aksie te gaan. Ja. Ok, nou, soos ek sê, daar's so baie mense op hierdie aarde, goeie mense, hulle glo in God, maar hulle doen niks van die woord nie. Hulle hoor die woord, tjoe, hierdie kant in, daai kant uit, en hulle dink, dis geestelike groei, is om 'n woord te hoor. Dis nie waar die geestelike groei kom nie. As jy doen wat jy sê, Wat jy glo, wat jy jy sê. glo, Ja, gebeur verandering en groei. groei. Pragtig. As Dis 'n jy goeie stelling doen daai hoor. Wat jy sê, jy glo, Ja. gebeur verandering en groei. So as jy 'n persoon is wat byvoorbeeld, ek gaan 'n simpel voorbeeld noem. As jy byvoorbeeld iemand is wat steel, en jy besluit, okay, ek gaan nou nie meer steel nie. En jy staan voor die Here en jy sê, Here, ek glo ek gaan nou nie meer steel nie. Ek glo ek gaan nou nie meer steel nie. Maar daar gaan jou hand en jy druk weer jou hand in die koekieblik en jy steel koekies of jy steel uit die til uit of iets. Beteken daai geloof van jou iets? Ja, wat doen mense daai mense wat Beteken niks. in die supermark loop en kleptomaan, wat? Ja. Wat noem mense daai iemand wat nie kan self Kleptomania. Kleptomaan. Hy kan nie help nie as hy homself kry en dan het hy iets gesteel en in sy sak weggesteek. Nou, net so is daar baie mense, en ek kry dit baie keer as jy counselling doen, dan sê mense, ek is so lief vir die Here, hoekom werk my dinge nie uit nie? Want daar's nie gepaardgaande aksie nie. As hy gepaard gaan na aksie nie. Ooreenstemmende handeling nie. Ja, jy hoor die woord, maar jy steur jou nie daarin nie. Jy sê, wel, ek gaan aangaan om te lief. Jy sê ek glo Christus is in my, is dieselfde krag wat hom by die dode maar gaan opgewek dit werk nie deur doen. by en die volgende oom sê, ag ek voel nou so 'n mislukking. Ek gaan dit nie doen nie. Ek het nie krag nie, maar die Bybel sê die krag is binne in jou. Jy sê, so wat met jou mond sê en wat met jou optrede sê, dit het klaar gebeur. Jy sê jy glo in die Here en ek is lief vir die Here, maar Sondag lê jy in jou bed, jy is lei om jou check te lig en kerk toe te gaan. Ja, Jesus spring vir jou oor die see, maar jy wil nie eens oor 'n plasie water vir Jesus spring nie. Ja. Ja, Geloof sonder ooreenstemmende handelinge is mos dood. Dooie geloof. Okay, so, is mense wat hulle aandag laat aftrek. Ja. Kom ons gaan aan. Waar is ons nou vers? Ek wil net Is ons nog in Hebreërs? Ja, ek wil net weer sê. Ons is all over the place. Wag nou, gee my kans Hansie. Ek wil net weer Weet jy sê. moet regkom. Ek wil net weer sê. Mense luister na 'n pragtige lied en dan is hulle geroer in hulle gees en dan sê hulle ek het nou geestelik gegroei toe ek geluister het na die mooi lied. Nee! Jy het emosionele ervaring gehad, ja. Nee, dis nie geestelike groei nie. Geestelike groei is wanneer die Here vir jou sê, gaan lê nou jou hande op daai sieke en gaan doen dit en jy's gehoorsaam en jy doen dit. Dis geestelike groei. Amen. Dis nie 'n feeling nie. Baie mense sê, o, ek gaan luister na so en so wat gaan sing, want ek wil geestelik groei. Dis nie geestelike groei nie, dit bring jou nie geestelike groei. Net een manier om geestelik te groei, doen wat die Here vir jou sê om te doen. Deur die woord. Amen. Amen. Waar is ons nou vers? Vers 12. Help ons julle.
11. 11, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hoor julle wat ek nou vir julle sê? Ek wat counseling doen, dan sê die mense vir jou, hoekom werk my dinge nie uit nie? Ek is tog so lief vir die Here. Maar Sondag, dan soek ek jou, dan is jy nie daar nie. Jy wil nie doen wat die Here vir jou sê om te doen nie, en dan werk jou dinge nie uit nie, en dan gaan jy nie in die rus in nie, dan is jy weer terug in die onrus. As jou sienswyse nie verander in Christus nie, en Christus totaal, jy moet oplet, jy moet konsentreer, dat jou sienswyse, jou denkswyse moet absoluut Christus raak, gaan dit nie werk vir jou nie. Want jy gaan altyd terugval na die ou bedeling toe, na die ou Moses toe, en dan is jy in jou Moses en jou glory in. Nou kyk nou wat sê hy, waarna toe lei dit. Sorg dan daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is. 'n Ongelowige hart is 'n geloof wat nie gehoorsaam is nie, wat nie werke het nie. Kan jy dit sien? Geloof wat geen werke het nie, is 'n ongelowige hart, want jy blaf jouself. Jy sê ek glo, maar hoekom doen jy nie? Dan glo jy dit mos nie eintlik nie. Amen. So, hy gaan aan, dan sê hy hierso, deurdat hy van die lewendige God afvallig geword het nie. As jy nie fix your gaze upon Jesus continuously, luister na die stem van die Heilige Gees, vers 7, verhard nie jou hart nie, doen wat die Here vir jou sê, dan gaan jy en jy voltooi jou geloof, en dan gaan jy in die rus in, en dan is jy gelukkig, en dan werk jou dinge uit. Amen. Dan gaan jy in jou beloofde land in. Dan is jy Jou geduldig, beloofde en jy is land, vriendelik, en jou jy is beloofde land liefdevol. is Jesus Christus. Okay. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Nou hierdie verhard word, wie van julle weet hoe lyk voete of hande wat eelte op het? Wie van julle weet hoe lyk dit? Ja, sulke eelte, nê? En die woord hierso wat hy gebruik is eskerinan, 'n callus, is eelte, is hard. Nou, as jy eelte op jou voete het, dan voel jy nie. Dis ongevoelig. Want daai eelte is net so dik, man. En weet jy wat, daai eelte is 'n dooie stuk vel. Ja, Wie nou van ja, julle stem saam met my? So baie mense het sulke vreeslike Ja, eelte tussen die ore en die yes, denkswyse. So verhard, yes. dat hulle kan nie meer, dit is daai harde pad, né, wat Jesus van praat, waar die saad opval en dan kom dit tot niks. Yes. Die voëls kom dadelik en pik dit weg. Nou, hierdie verharde hart, hierdie calloused hart, maak dat jy hamartia, Hamartia, ja. Dit beteken sonde, mis die merk. mis die beeld van die Vader wat Yes, liefde is. amen. So as jy ongeduldig raak, onvriendelik, Yes. jy veroorsaak onvrede, dan harmatia jy. Ja. Yes. Vers 14, want ons het deelgenote van Christus geword. Toe hy aan die kruis gesterf het hy jou ingetrek by hom, en hy verwag dat jy die lewe wat hy geleef het, en die prys wat hy betaal het, dat jy ingetrek is in dit, dat jy deelagtig dit gedeel het. Want daai en krag is jy nou in is jou. nou Ja. sy deelgenoot. As ons Leef dit net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Nou baie keer sal jy kry, dat daar's verbittering by mense wat 'n vereelte hart het. Daar's baie keer verbittering. Ja, ek het die Here gedien op 'n stadium en het my niks gebaat nie, en weet jy, ek gee nou al vir die laaste 10 jaar gee ek elke maand R5 vir die Here, en
kyk hoe sleg gaan dit met my, verbittering, verbittering, verbittering. En dis daai verharde hart maak. Jy het lank al jou fokus verloor, jou boot is lank al nie meer in die hawe nie. Jou anker is lank al los. Jy het nie dader van die woord gedoen, Jy maar die is nie 'n vrugte van die dader van gees die wat jy woord. dra nie. Ja. Yes. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? As jy nie in die rus ingaan nie, gaan jou lyk in die woestyn val. En geloof, die is-faktor van geloof, vat jou in die rus in. In Hebreërs hoofstuk 4 sê hy, die woord het hulle nie gebaat nie, omdat hulle met geloof verenig was nie. En almal wat geglo het, het die rus ingegaan. Sê geloof, rus ingaan. Is-faktor van geloof vat jy neer is. Die is die teenswoordigheid van die Here. Sodra jy tyd spandeer in sy teenswoordigheid, begin jy rustig raak in jou binnekant. Met sy woord. En as jy die is-faktor gedurig omrol, soos 'n koei herkou, jy weet, wie julle weet 'n koei herkou die kos weer. So met ons herkou, dis wat dit beteken eintlik om jou denke te vernuwe. Jy herkou die woord, en jy herkou die woord. Hierdie woord, die is-faktor daarvan, en jy begin vir jouself sê, ek is wat die Vader sê ek is, kan doen wat die Vader sê ek kan doen, en ek besit wat die Vader sê ek besit. En dan spreek jy dit uit. Dan sê jy, ek is sy liefde, ek is sy geduld, ek is sy vriendelikheid. Die Here is my herder, niks ontbreek my nie. En dan lag jou yskas vir jou, sê yskas, maar ek ontbreek alles, en sê, shut up yskas, niks ontbreek my nie. Almal, is julle met my? En weet jy, dan begin dinge gebeur. Krag, as 'n kragtige veld om jou, van geloof, wat dinge vir jou. En ek wil vir julle dit sê, as jy die vrugte van die Gees uitleef, Psalm 1, sit saam met hom in die tafel, en ons eet toonbrode saam met hom, wat teenswoordige brood is, en dan sê hy, maak jou hoof vet met olie. Die hoof is wat die denke sienswyse is. So jy raak vettig daar, vol van die Heilige Gees krag met die woord, en hy sê, en net goedheid en guns sal jou volg. As jy die vrugte van die Gees uitleef en dra, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, selfbeheersing en so meer, wat gaan gebeur? Daar gaan deure vir jou oop. Mense wil jou ondersteun, mense wil jou help, mense vergeef, dra by, mense help. Sê amen. Maar as jy 'n moaner is, en jy wil kla oor alles, en jy is 'n misselike mens, dan vermy almal jou. Niemand wil met jou saamwerk nie. Kan julle sien mense, daar's soveel voordele en soveel oorwinning om net die dader van die woord te wees. Soos jy gesê het, geloof met gepaardgaande aksie. Kom nou by almal van julle, kom by. Amen. Waar is ons nou? Vers 18. 18. En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames. Praat van die Kan jy nou sien, wat sê hy nou, behalwe aan die ongehoorsaames? Kan jy nou sien dat geloof en gehoorsaamheid is dieselfde ding? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan. So kom ons, ongeloof en ongehoorsaamheid is dieselfde ding. Ja. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan. Nou vandag presies dieselfde. Ongeloof is die teenoorgestelde van geloof. Geloof se is-faktor sê ons het dit, ons besit dit. Ons gaan die besit mode in, nie in die hoop mode nie. Jy hoop nog en gaan dit besit. Hoop is toekoms, mense. Geloof vat die toekoms en bring dit in die nou in. Sê amen. Wanneer gaan jy bly wees? Wanneer gaan jy gelukkig wees? Sê, ek is nou gelukkig. Net om dit te sê, begin al klaar iets gebeur. As jy swak voel, die Bybel sê, hy wat swak voel, sê ek is sterk. Wow, hoekom kan jy sê jy is sterk? Want die Bybel sê, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, leef nou binne en deur ons. En dis sy liefde. Sy liefde is in jou. So jy het die krag om bly te wees. Jy het die krag om vrede te maak. Jy het die krag om geduldig te wees, vriendelik te wees, goed te wees, sagmoedig te wees, vriendelik te wees, getrou te wees, en jy het krag om jouself te beheer. Hoekom verloor jy dit?
want jy is ongeduldig. Ongeduldig is die Griekse woord harmatia, teken jy mis die merk van geduld. Sê amen. Jy sal veronderstel geduldig wees. Ja, maar ek weet nie, jy weet, pastoor Jan, my oupa was 'n ongeduldige mens. My oupa Grootjie, hoor ek, was ook. My pa was die mees ongeduldigste mens wat ek ken. Dis maar so in die familie. Pastoor, ek kan dit nie help nie, dis DNA. Twak. Twak, dis jou verskoning. Wie is jou vader? Jou hemelse vader. Dis jou DNA. Sê amen. Jy is gemaak na sy beeld, sy gelykenis. En Johannes verklaar in sy brief, hy sê, God het nie liefde nie, maar God is liefde. En as jy sy kind is, wie het hom aangeneem? Dan is jy liefde. So kom nou, wees dit. Gepaardgaande aksie, wees gehoorsaam, gaan die rus in, wees dit. Amen. Jakobus noem daar, hy sê, dis dieselfde as jy byvoorbeeld 'n broer of 'n suster sien wat in 'n nood is, en jy sê vir daai persoon, Gaan in vrede. gaan in vrede. En jy gee nie vir daai persoon wat nodig is nie. Dit is iemand wat geloof het, maar het nie die werking nie. Kan jy sien? En wat sou gebeur het as Jesus Christus in die tuin van Getsemane bloed gesweet, want hy het geweet, hy moet hierdie ding aan die kruis gaan doen. Wat sou gebeur het as Jesus gesê het, ek glo ek het dit klaar gedoen, maar hy gaan die kruis doen? Wat sou gebeur het as hy gesê het, nee, ek glo ek moet dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie. Waar was ek en jy dan gewees? Dan was daar nie 'n redding vir niemand nie. Kan jy sien dat geloof en ooreenstemmende werke is Saam is geloof sonder ooreenstemmende werke is dooie geloof. dooie geloof. Ja. Dankie Hemelse Vader, dat elke persoon wat hierdie woord gehoor het, opgewek word in sy binneste in Vader. En ek dank die Here, dat daar gehoorsaamheid kom, dat daar aksie kom op daardie geloof, wat ons vandag ontvang, Vader. Maak nie saak of dit 'n klein begin is wat ons maak nie, Here, maar dat ons begin om ons handelinge, ooreenstemmende handelinge te sit by ons geloof. Daar waar ons sê, Here, ons glo dit en ons glo dat en ons glo dit en ons glo dat ons handelinge saam met dit, dat dit ooreenstem daarmee, Here. En ons weet, Jesus, U het ooreenstemmende handelinge gedoen, toe U Uself aan die kruis gegee het, en toe U uitgeroep het, dit is volbring. Dankie Jesus, U het vir ons 'n voorbeeld gegee. Amen. Amen.